Gisteraand het ons stilgestaan by Thyatira waar die groot dwaalleer was en het ons, soos wat ek verlede keer ook gesê het, elke keer sien ons 'n ander aspek van die aanslag of die uitdagings van die kerk, maar ook elke keer dit wat die Here sê wat mooi is in die kerk. En wat vir my opvallend is dat die Here elke keer praat van ek sien julle werke. Dat die Here sê, dit wat ons doen as kerk, is wat saak maak. En dis dalk iets wat ons 'n bietjie oor moet dink. Dit sal vanaand ook in die preek uitkom. En ek dink het die laaste tyd ook van Efese se pad af, wat gedoen word, moet in liefde gedoen word. In die eerste plek vir liefde vir God, en liefde vir ons naaste, en met die regte toewyding, dat ons nie so liefdevol sal wees dat dit sentimentalisties raak nie, het ons gisterand gesien, en dat ons daardeur die sonde eintlik toelaat om oorhand te kry. En kom ons dan vanaand by dit wat die Here sê, wat sê vir ons dat 'n kerk lewendig is. Met dit dan net so 'n bietjie inleiding, kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, wanneer ons voor U kom staan, is dit om U as die almagtige en ewige God van hemel en aarde te aanbid, die enigste, ware, heilige God. Ja, Here, dat ons in diepe afhanklikheid voor U kom staan, met dankbare harte, omdat U Jesus Christus gestuur het, om ons met U te versoen. En dat ons vanaand weer kan hoor, hoe dat U deur U Gees in ons werk, en aan ons die lewe gee. Here, wanneer ons U woord bestudeer, wanneer ons saam is om U te aanbid, en te kom hoor wat U deur die Gees aan die gemeente sê, wil ons U vra, Here, dat U deur die Heilige Gees ons harte sal vernuwe, dat U deur die Heilige Gees en deur die woord ons denke sal verander na U goeie en welgevallige wil, en ons dankbare harte sal gee, om te kan gaan lewe na U wil. Ja, Here, waar ons nog vashak in ons ou mens, vra ons U dat U dit ook van ons sal reinig. Dit vir ons sal uitwys en sal gee, Here, dat dit wat verkeerd is, weggevat sal word, sodat ons U kan verheerlik, en U kan vereer, wat aan ons die lewe kom skenk het, deur ons Verlosser Jesus Christus. En daarom bid ons vir ons gemeente, Here, dat U deur die Gees sal werk om ook in liefde U te dien en te eer. Dat ons werklik ons hart op U sal plaas. Ons wil aan U sal onderwerp. En U koninkryk sal laat kom. Versterk ons daarom ook, Here, om te doen wat U van ons vra. Lei ons in U waarheid. Ons bid dit in Jesus Christus, ons Verlosser en Saligmaker se naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons sing saam Gesang 229. Gesang 229, daarvan vers 1 en 2. Amen.
Geliefdes, die Here spreek dan vandag met ons uit Openbaring 3, vers 1 tot 6 en Jesaja 11, vers 1 tot 5. Ons begin weer met die brief aan die gemeente in Sardes, Openbaring 3 vanaf vers 1. En skryf aan die engel van die gemeente in Sardes. Dit sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. As jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone, ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie. En ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Dan blaai ons terug na Jesaja 11. Jesaja 11, ons lees daarvan die eerste 5 verse. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaï, en 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. En op hom sal die Gees van die Here rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here. En hy sal 'n welgevalle aan die vrees van die Here. Hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here. En hy sal nie reg spreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Maar aan die armes sal hy in geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billikheid oordeel. Maar as hy die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddelose doodmaak. En geregtigheid sal die gordel van sy lendene, en trou die gordel van sy heupe wees. Tot sover uit die woord van die Here. Liefde broers en susters, daar's nou een tipe film wat ek niks van hou nie. En die seuns het, toe hulle hier op die hoërskool was, het hulle speletjies gespeel ook, van zombies. Maar het julle al gehoor van 'n zombiekerk? Lewende dooies. As ons na Sardes gaan kyk, sê die Here, dis 'n zombiekerk. Dis mense wat eintlik aan slaapsiekte ly. Slaapsiekte is 'n siekte wat hier in Midde-Afrika voorkom wanneer die tsetsevlieg iemand byt. Dan kry hy slaapsiekte. En hy gaan net eenvoudig aan die slaap en hy gaan op die ou einde in sy slaap dood. In hierdie brief skryf die Here aan 'n kerk wat besig is om sy slaap dood te gaan. Hy sê vir hulle, julle het 'n naam dat julle lewe, en jy is dood. Hy stel lewe teenoor dood, en dan sê hy, dat die wat slaap, wakker gemaak moet word. En as jy gaan lees, dan sien jy dat daar min is, wat werklik lewe, en baie wat dood is, of besig is om dood te gaan. En in 'n groot mate is dit die kerk van die Weste wat ons van praat. Die kerk in Europa, die kerk in Amerika, en die kerk in Suid-Afrika. Besig is om te lyk asof dit 'n goeie kerk is. Te lyk asof alles goed gaan. Maar die kerk is besig om
dood te gaan omdat hy in die slaap is. En die Here se beskrywing in hierdie gedeelte is weer eens vir ons die sleutel om hierdie hele saak te verstaan en die oplossing vir hierdie probleem te vind. Hy beskryf homself as hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Weereens gaan hy terug na hoofstuk 1 toe. En in Jesaja 11 het ons gaan lees oor Jesus Christus wat die gees van God ontvang en dan beskryf hy hom met hierdie 7 eienskappe. Hierdie 7 eienskappe wat in Jesaja 11 vir ons gegee word, is dan ook waarna verwys word wanneer hy praat in Openbaring van die 7 geeste. Die volmaakte gees in die eerste plek, maar ook wat hierdie eienskappe het. Die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van die Here. Dis waarna hy verwys. Met ander woorde, raad, wysheid, kennis, verstand. Spreuke sê vir ons, die vrees van die Here is die begin van die wysheid. Alles gaan met ander woorde oor die regte kennis van God. En om God reg te ken, sê hy dan op die ou einde is wat vir ons ware lewe kom gee. Ons kan dus sê dat in die eerste plek dat die Here die Heilige Gees en die sterre het. En nou het ons gehoor dat die sterre verwys na die woordverkondigers. Met ander woorde, dis die Here wat die Gees toedeel, sodat daar kennis kan kom, sodat daar lewe kan kom. En dis die Here wat die dienskneg stuur. Hy besit hom. Hy het hom. Nie hou hom in sy hand soos in hoofstuk 1 nie. Hy is die een wat hom as 'n dienskneg, as 'n slaaf besit en wat hom stuur waar hy wil lewe gee. Ons kan ook gaan sê dat dit die Gees en die Woord met ander woorde is wat lewe gee. En daarom kan ons gaan sê die krag van die Heilige Gees is die hoop vir die kerk wat dood is. Al lyk die kerk of hy lewe, broers en susters, is die kerk in baie opsigte dood. Maar deur sy woord en sy gees bring die Here herstel. En hy skryf dit vir 'n stad wat hierdie konsep sou verstaan. Sardes is 'n stad wat bo op die plateau gebou was, maar op 'n uitloper van die plateau op die berg, wat gemaak het dat hy nie maklik aangeval kan word nie. En tog is hy in die vorige 200 jaar 2 keer vernietig deur aanvallers. Omdat hierdie stad so blasé was, so aan die slaap was, dat hulle nie eers wagte uitgesit het om die stad te bewaak nie. En die Here verwys hierna. En hy sê, die stad is so aan die slaap, hy is besig om dood te gaan. En 17 na Christus kom daar 'n aardbewing en hy vernietig hierdie stad. En hierdie stad moet weer opgebou word. En nou kom die Here en hy sê eintlik, soos wat hierdie stad slaap en deur die aardbewing wakker geskit is, so moet die gemeente wakker geskit word. Hierdie gemeente lyk na buite lewendig, maar die Here sê hy is dood. Hierdie gemeente, soos ons gesê het slaapsiekte. Hy is besig om een na die ander dood te gaan.
Hy sinspeel op hierdie stad wat so vernietig is deur aan die slaap te wees. Paulus waarsku die kerk te min, immers in 1 Korintiërs ook, wie dink dat hulle staan, moet oppas dat hulle nie val nie. Hierdie kerk het gedink hulle staan. Ons is nie duidelik uit die teks uit of uit die res van die Bybel uit wat vir die wêreld die idee gegee het dat hierdie kerk lewe nie. Maar ons kan afleidings maak. Ons kan onsself dit indink. Hoe lyk 'n kerk wat lewe vir die deursnit mens vandag? Groot hoeveelhede mense wat kerk toe kom. 'n Kerk wat oorloop. 'n Kerk waar daar lekker gesing word. Waar daar vrolik aanbid word. En daar's niks verkeerd met blymoedigheid nie. Die psalmdigter sê, loof die Here met blymoedigheid. Dit gaan met ander woorde nie oor wat die gemeente doen nie, maar wat die wêreld sien oor die gemeente. Moontlik gereelde eredienste, nie 'n stryd met dwaalleraars nie. Dit gaan dalk finansiëel met hierdie stad, met hierdie gemeente goed. Hulle aktiwiteite is gereeld, hulle het moontlik gereelde byeenkomste van die vrouens en van die mans en bidure en alles wat mooi is. En van buite af lyk dit mooi. Maar die Here sê, ek ken jou werke. En wat ek sien, is 'n kerk wat besig is om dood te gaan. Jy is dood. Jy is aan die slaap. Die Here sê niks verder oor haar werke nie, want daar is niks te sê nie. Dis alles hierdie uiterlike beeld wat gedra word. Jou lidmate, sê hy, staan op die punt om geestelik dood te gaan. Met ander woorde, al jou aktiwiteite is dooie werke wat nie tot eer van God en heiligmaking van die gemeente dien nie. Geliefdes, hierdie gemeente lyk nie soos die gemeente in Thyatira nie. Of soos die gemeente in Efese nie. Die gemeente in Thyatira sê die Here, ek ken jou werke. Dat jy liefde het, dat jy diensbaar is, dat jy lydsaamheid het. Vir Efese sê hy, dat jy by die woord van die waarheid bly. Dis die werke wat die Here sê, nodig is, saam met die liefde. Hoe lyk die Afrikaner van vandag? 80%, 90% van Afrikaners sê nog ons is Christene. % van die Afrikaners gaan nog gereeld kerk toe. Waar is die res? 'n Groot deel sê deesdae ek het nie 'n kerk nodig om in die hemel te kom nie. Maar ek is nog 'n Christen. Ek kan twis en ek kan rusie maak en ek kan doen wat ek wil, maar ek bly 'n Christen en daaroor kan jy nie vir my sê ek is nie meer lewendig nie. Ek is besig om dood te gaan nie. Ek kan soos die liberaliste en die Nikolaïte leef. Ek kan Isebel volg en sê ek is 'n Christen.
En ek hou hierdie mooi front voor. Maar is jy lewendig? Of is jy besig om dood te gaan? Dis wat ons vir die wêreld moet gaan vra, broers en susters. Enige aktiwiteite in die kerk wat nie tot opbou en tot versterking van sy lidmate en die eer van God dien nie, is dooie werke. En daarom moet 'n kerk konsekwent vir homself vra, hierdie projek wat ons wil aanpak, hoe gaan dit mense tot bekering bring? Hoe gaan dit God verheerlik in 'n heidense samelewing? Hoe gaan dit geredde mense 'n dankbaarheidslewe vir God laat lei? Hoe gaan dit geredde mense help op hulle pad van heiligmaking? Toe die stad in 71 na Christus, in 17 na Christus deur die aardbewing verwoes is, het die keiser finansiëel gehelp om die stad weer op te bou. Ons koning het ook 'n restaurasieplan vir sy kerk, vir hierdie vervalle stad van hom. In die eerste plek sê hy, wees wakker en versterk die wat oorbly. Wees wakker vir die wat besig is om dood te gaan. Waak oor hulle. Help hulle om weer sterk te word. Al beteken dit om vir 'n siek mens 'n koppie sop te gee sodat hy darm iets in sy liggaam kry. En daarom moet ons gaan vra, wat is die koppie sop wat die lidmaat wat kerklos en kerkloos geword het, moet kry om nie dood te gaan nie? Wat is die melkkos wat die kinders moet kry sodat hulle nie doodgaan nie? En wat is die vaste spyse wat die lidmate moet kry wat versterk is om sterker te word en die Here met blydskap te gaan dien? Dan verander dit ons perspektief op waarmee ons as kerk besig is. Dan verander dit ons perspektief op waarom hou ons 'n gemeenteete? Waarom hou ons 'n bazaar? Waarom hou ons 'n vroueoggend of 'n manneontbyt? Gaan dit oor die opbou van ons lidmate in die eer van God en die redding van sondaars? Of wil ons net 'n bietjie ontspan en lekker kuier? Wil ons net 'n beeld voorhou van hier is mense wat lewe, maar ons is besig om dood te gaan? Gee ons die sop en die melkkos en die vaste spyse op die tyd wanneer hulle dit moet kry. Ja, broers en susters, dit vra ook van die predikant om sy prediking, sy huisbesoek en alles te gaan ondersoek. As ster in die hand van die Here wat deur hom besit word, moet die predikant dus gereeld gaan vra, is ek besig om sop uit te deel vir siek mense? Is ek besig om die wat versterk is, vaste spyse te gee sodat hulle kan sterker word? Maar net so met die ouderlinge en die kerkraad en die gemeente dit ook vra. Eerste plek, wees wakker en versterk die wat oorbly. Wees wakker. En daarom kan ons gaan sê, word wakker. Dis wat die Here eintlik hier kom sê. Julle sal nie slaap. Word wakker. Dis tyd om mense te gaan versterk wat dit nodig het. Hy sê, ek het julle werke nie volkome gevind nie.
Met ander woorde, hy sê dit moet verbeter. Dis nie julle beste nie. En ons moet vir ons gemeente gaan vra, is ons met die regte goed besig? En as ons met die regte goed besig is ons werke volkome? Ja, as gebroke mense sal ons dit sekerlik nooit heeltemal reg kry nie. Maar die Here sê, ek het 'n vlak waarop ek wil hê jy moet opereer. Ek het 'n vlak waarop ek wil hê julle moet die werke doen. En nou gryp ons weer terug na die werke wat hy al van gepraat het. Liefde tot God, liefde tot die naaste. Is dit volkome, broers en susters? In ons eie harte? In ons gemeente? Nie eens by my nie. Nie by my as dominee kan dit so volmaak wees dat ek kan sê ek het dit nou bereik nie. Maar ek sê soos Paulus, ek jaag daarna asof ek dit kan gryp. En ek roep u op, jaag daarna. Jaag daarna om meer liefde te gee. Jaag daarna om mense terug te bring wat besig is om dood te gaan. Jaag daarna om die wat verswak is te versterk. Geestelike verval kan net omgekeer word as lewe terugkom. En dit, broers en susters, is wat nodig is om 'n gemeente lewendig te kry. Deur sy woord en deur sy gees alleen is herstel nodig, moontlik. Die koers word vir ons aangedui vir die wat wakker is en moet begin om die werke volkome te maak, om iets te doen aan die situasie van die kerk, veral in die weste en in 'n groot mate in ons dorp. In die eerste plek sê hy, keer terug na die suiwer evangelie. Vers 3 sê, onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou. Onthou ons nog daardie eerste evangelie wat ons gemaak het sê ek is lief vir die Here? Onthou ons nog die ellende waarin ons was voordat ons Jesus Christus leer ken het? Keer terug soontoe, sê hy. Bekeer jou daarheen. Keer terug. Bewaar dit. Dis 'n kosbare kleinnoot, broers en susters. Hou vas daaraan en bewaar dit. Maar op so 'n manier dat jy dit kan deel met ander. Dis hierdie wonderlike geskenk wat net nooit ophou nie. Dis daardie eetservies wat jy elke Sondag kan uitpak vir jou gaste. En wat jy elke Sondag die skoonheid en die mooiheid daarvan met hulle kan deel. Maar jy hou hom. Jy hou hom skoon. Jy hou hom rein. En ongeskonde. Dis die evangelie, broers en susters.
Tweede plek, laat was julle klere in die bloed van die lam. Hy sê, kyk, jy het enkele persone ook in Sardes wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in die wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. As jy deur hierdie wêreld stap met wit klere, broers en susters, gaan jy vuil word. Maar het jy al gesien daardie straatslapers? Hoe smerig vuil is hulle klere. Dit kan nie meer skoon nie. Hoeveel van ons lidmate, hoeveel van ons volk, hoeveel van ons gemeenskap se mense se wit klere wat hulle aanvanklik ontvang het by die Here, is so smerig soos 'n boemelaar se klere. Want hy's 'n geestelike boemelaar. En hy smeer homself deur die sonde van hierdie wêreld elke dag vieslik vuil. En hy's nie bereid om in die spieël van God se woord te kyk nie. Hy weet nie waar's die water waar hy mee dit moet afwas nie. Het ons al vir hom die seep gevat? Het ons vir hom die water met die bloed van Christus gevat? En vir hom gesê, broer, suster, kan ek jou help om jou klere af te was? Maar onsself ook. Is ons bereid om in die spieël van God se woord te kyk na ons eie vuil klere? Want hoewel hier staan, jy het enkele persone wat hulle klere nie besoedel het nie, beteken dit nie dat hulle nie vuil geword het nie. Hulle het elke dag hulle klere gaan was in die bloed van die lam. En dit is noodsaaklik, broers en susters. As ons wil wit klere hê, dat ons elke dag onsself gaan ondersoek en gaan sê, Here, wys vir my sonde. Maak my sonde aan my bekend, sodat ek dit kan afwas deur die bloed van Jesus Christus. En om dan te gaan na my broer of my suster wat besig is om dood te gaan van die besoedelde klere wat hulle dra. En te gaan sê, suster, broer, mag ek jou help om weer saam met my wit klere te kan ontvang by ons Here? Dit kan net gebeur as die tweede van hierdie eienskappe van Jesus Christus ook sy plek het. Wanneer die Heilige Gees opwek tot 'n nuwe lewe. In Jesegiel 37 sien ons die visioen wat Jesegiel sien van die doodsbeendere wat oor die slagveld heen lê. En dan sê die Here vir hom, profeteer oor hierdie bene. Laat daar vlees aan hulle kom. En dan profeteer Jesegiel en daar kom senings en vlees en vel oor hierdie bene. En dan vra die Here vir hom, wat sien jy, Jesegiel? En dan sê hy vir hom, Here, ek sien dooie liggame. En dan sê hy vir hom, profeteer oor hierdie bene. Laat die Gees in hulle ingaan. En as die Gees ingaan in hulle in, dan sien hy 'n groot leermag opstaan. En dan sê die Here, hierdie is my volk. Hierdie is Israel, wat ek opwek uit die dood uit. Alleen wanneer die Heilige Gees harte vernuwe, harte versag, die hart van klip uithaal en 'n hart van vlees insit,
die Here sy gees in iemand inblaas, met ander woorde, kan hy lewe. Daarom is dit nodig dat die Heilige Gees in mense se lewens kom werk. En daarom is die laaste ding wat ons kan doen, om te bid. Ja, ons kan gaan en ons kan gaan versorg. Ons kan die evangelie bring aan mense. Maar as die Here nie die lewe gee in daardie persoon nie, sal hy nooit lewe nie. Maar Jesus het gesê, veel te meer sal ek die Heilige Gees gee aan die wat dit van my bid. Kom ons bid, broers en susters, dat die Heilige Gees mense sal lewend maak en sal wakker skud. En laat ons gereed wees om aan hulle sop te gee wanneer dit nodig is. Laat ons gereed wees om aan die nuwe bekeerlinge wat kindertjies is, melkkos te gee wanneer dit nodig is. Maar laat ons ook die vaste kosse, die vleis en die groente uithaal vir die wat dit kan eet. Ons nie nalat om ook na hulle om te sien nie. Bid daarom die Here van sy kerk, dat hy die Heilige Gees sal stuur om sy kerk te verlewendig, om sy getuies te wees en disippels van al die nasies te gaan maak. Dis immers wat Jesus in Matteus 28 en in Handelinge 1 sê. Matteus 28 sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde, gaan, maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Hoor jy, al die kos is daar. Van die melkkos tot die sop, tot die vaste spyse. Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Vaste spyse. Maar hulle kon dit nog nie doen nie. Voor hy opvaar in die hemel en Handelinge 1 vra hulle van Here, gaan u koninkryk oprig, dan sê hy vir hulle, dit kom julle nie toe om die dag en die tyd te weet wanneer die Here sy koninkryk gaan oprig nie. Maar die Heilige Gees sal oor julle kom en julle sal krag ontvang. En julle sal my getuies wees in Judea en Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. Waar begin ons? Waar begin ons om weer as kerk te lewe? Hier en nou. Om nou vir die Here te vra, Here, gee u Gees in ons. Gee ons die moed. Gee ons die krag om u getuies te wees in Swaziland en in Suid-Afrika en tot aan die uithoeke van die aarde. Vir daardie 120 mense in die bovertrek het hy dit gegee omdat hulle aanhou bid het daarvoor. En wat was die effek? Die Heilige Gees is oor hulle uitgestort en hulle het in tale begin praat wat hulle nie verstaan het nie. Hulle kon die evangelie en die groot dade van God aan die mense vertel in hulle eie tale. En hulle het. En op daardie eerste dag is 3000 mense gedoop. En die Here het sy kerk lewendig gemaak. Bid die Here van die kerk, dat hy arbeiders in die oes sal stuur, sê Jesus. Bid die Here van die kerk, dat hy sy Gees in ons midde sal stuur en ons sal krag gee, om sy getuies te wees, waar hy ons stuur. Sodat sy kerk lewendig kan word, en hy verheerlik word in sy kerk. Bid die Here dat hy lewe in sy kerk sal blaas, sodat ons die wat lewe kan versterk. Totdat hy kom
om ons met wit klere te beklee. Die Here beloof in hierdie gedeelte vir die wat volhard 3 dinge. Julle sal met wit klere beklee word. Julle sal rein verklaar word voor God by die oordeelsdag. Openbaring 7 vers 9 en verder sê, en ek het 'n groot menigte voor God gesien, het elke volk en taal en stam en nasie beklee met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En toe die ouderling hom vra, wie is hierdie mense wat met wit klere beklee is, het hy gesê, Here, ek weet nie, maar U weet dit, en hy het geantwoord, dit is hulle wat hulle laat was het in die bloed van die lam. Dis wie voor God sal staan. Sy belofte, die wat volhard, sal in wit klere voor hom staan. Hulle sal saam met hom beklee word in wit. Heilig, rein. Hulle name sal nie uit die boek van die lewe uitgevee word nie. Hierdie is nog 'n moeilike konsep om te bemeester en iets wat eintlik 'n preek op sy eie nodig het. Maar hoor die belofte. Die wat ek red, sal nooit verlore gaan nie. Die wat na die Here Jesus toe kom en vergifnis van sy sonde by Jesus Christus ontvang, sal nie weer verlore gaan nie. En Christus sal hulle voor sy Vader en sy engele bely. Hy sal met ander woorde voor sy Vader vir hulle intree en sê, Here, hierdie is my broers en my susters wat ek met my bloed gekoop het, uit elke volk en taal en stam en nasie en gereinig het, sodat hulle met wit klere voor U kan kom staan. Dis die hoop van die kerk, broers en susters. Dat ons by die oordeelsdag ons name in die boek van die lewe sal hê. En Jesus Christus self vir ons sal intree. En ons daarom ewig saam met hom sal heers in sy volmaakte skepping. Kom ons bely sy naam. Kom ons bely sy naam voor die mense, omdat ons weet, hy sal ons name voor sy Vader bely. Kom ons bely hom. Ons bid dat die Heilige Gees sal gee om ons die moed en die krag te gee om hom lief te hê bo alles en ons naaste soos onsself. Amen. Kom ons bid saam. Here, onse Here, wat 'n wonder dat ons kan hoor dat U aan ons die lewe kom gee. Dat U vir ons kom sê, ek het jou lief. Word wakker. Kom na my toe. Dankie Here dat U vir ons sê dat ons bekleed kan word met wit klere. Dankie Here dat ons na U toe kan kom en kan kom bely wanneer ons klere vuil gemors het. En ons gereinig kan word deur ons Here en Verlosser se bloed. Dankie Here dat ons as kerk deur U Heilige Gees lewend gemaak is en nie so zombies hoef te loop nie. Dankie Here dat ons U ons Vader kan noem en ons Verlosser Jesus Christus. Here, ons bid dat U wat die Gees en die sterre het, U Gees in ons midde sal gee om te getuig van U goedheid. Dat ons sal onthou hoe ons het ontvang het en gehoor het
dat ons dit sal bewaar, en ons sal terugkeer daarheen, na die suiwer evangelie boodskap, dat ons dit sal kan uitdra na 'n wêreld wat dit nodig het. Ja, Here, dat ons ook ons volk sal bereik, sodat hulle wat deel van u volk is, kan lewe. Dat ons aan hulle die voedsel van die ewige lewe kan gaan gee. En hulle kan versterk, sodat hulle kan lewe. En Here, wees met ons kerkraad en ons ouderlinge, en met u dienskneg, wat u gestuur het om hier u lig te kom aansteek. Dat ons dit met ywer en met toewyding sal doen. Dat ons dit in liefde vir u en ons naaste sal doen. In die krag van u Heilige Gees. Want Here, uit onsself uit kan ons nie. Uit onsself uit is ons magteloos en swak. En soos Moses wat nie kon praat nie. Maar Here, u het u Heilige Gees reeds aan ons geskenk om ons te laat glo. Wil u dan nou die krag van die Heilige Gees ook in ons laat werk? Om getuies vir u te wees. Om hulle wat nodig het te versterk. Ja, dat hulle nie sal sterwe nie. Maar dat hulle sal lewe in Jesus Christus ons Here. Ons bid hierdie dinge nie uit ons verdienste nie, Here, want ons verdien niks, maar uit sy verdienste. Omdat hy vir ons by u intree. Daarom alleen. In sy naam. Amen. Geliefdes, ons dank die Here met gesang 270. Gesang 270 daarvan die eerste en die derde vers. oorwin sal bekleed word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele.
Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Amen.